Vandag is 'n dag. Weet ons is op Vrydag en ons is dankbaar vir die kruisiging. En die wêreld het gedink hulle het oorwin. En ons is dankbaar vir die kruisiging en ons is in aanbidding. Maar vandag is die dag wat die hele ding gedraai het. Vandag is die dag waar ons kom en ons sê, alles is gedraai. En die woord wat die Here my gee, wat ek op my hart kry, die doeke is opgevou. Die doeke is opgevou. Nou in die tyd van ons Jesus, het hulle die liggaam van die afgestorwe gevat en op doeke toegedraai. Ons weet van Lazarus, die Jesus om uitroep uit die graf uit, toe kom hy uitgestap, en hy was nog in sy doodsgewaad. Dis toegedraai, maar hy het op die doeke aangaan. So hy het so uitgekom. Kan julle imagine, kan julle dink hoe was daai gesig gewees? Hier kom die dooie, lewendig, deur ons Jesus gemaak, en hy is in sy doodsgewaad. Dag is die dag wat ek vir jou wil vertel. Want 'n graf is 'n plek van hartseer. Ons almal was al daar. Klein en groot. Terugdink, ons het iemand afgestaan. Die Here het besluit, dis die einde. Almal hartseer. Almal van ons hierso. Maak nie saak, die eerste op jou lewenspad, as ons by 'n graf. 'n plek van hartseer. 'n plek van die dood. Ons weet dit. En dit is lekker om nou te praat. Dit is hartseer. Maar vandag is 'n ander dag. Almal het al gestaan met 'n graf. En ons het geroud laag. En dit is verskriklik. Verskriklik. In ons lewens, die skeur, die hartseer, die leegte. Maar ek wil vir jou vra, vat jou Bybel en stap jy bietjie saam met my. Maar by hierdie graf, die graf van vandag, die graf van 2000 jaar terug, want na die Vrydag het hom voor die sonsak het hom kom haal en het hom in 'n nuwe graf gaan sit. 'n Graf wat uitgekap was vir 'n ander man en sy vrou, en hy was nog nie klaar nie, maar hy was 'n nuwe graf, soos die profete voorstel het. So Johannes 20 vers 1. In Johannes 20 vers 1 lees ons hierdie mooi storie. Aan die kruisiging van ons Jesus, met alle eerbied, respek en aanbidding, is die storie vir ons. Vir die wat hom aangeneem het, om genoem te kan word, kinders van God. Hy het dit gedoen vir daai ouens. In Johannes 20 vers 1, en op die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena vroeg, terwyl het nog donker was. Hierdie vroukie was lief vir Jesus. Hierdie vroukie was die vroukie wat die albasterboks met die olie gebreek het. Hierdie vroukie was die vroukie wat gehuil het by sy voete. Hierdie vroukie was 'n prostituut. En Jesus het 7 duiwels uit haar uitgedryf. En sy het hom geken as haar Messias. So haar hart was verskeur. Want vir haar was alles die einde. Toe dit donker was by die graf, en sien dat die steen van die graf weggeneem was. Nou, hoe gaan jy nou voel, as jy nou by 'n geliefde se graf kom, en nou sien jy die derde dag, nou is die graf oop. Mag het jy doen nie. En hier kom jy, nou as jy daar was, en as jy gesien het, daar was 'n graf in die berg uitgekap, en dan in die groot klip voor hom gerol, en hulle die klip verseël, en het wagte voor die klip gesê, want die klipsie, die Jode van die tyd, wat nie vir Jesus kon verdra nie, het gesê, hulle gaan die liggaam kom steel, en hulle het wagte gehad, voor daai graf ingaan. Met hierdie 1 ton klip, wat daar vast verseël was. En hier kom hierdie vroukie, sy kom by 'n oop graf. 'n oop graf, en die klip is weggerol voor die ingang. En wat het sy gesien, toe sy inkyk? Wat het sy gesien? Miskien het sy verwag, sy gaan sien, daar lê nog 'n liggaam.
Daar lê nog 'n liggaam. Maar wat sien sy? Daar is nie meer 'n liggaam nie. Daar is nie meer 'n liggaam nie. Nou is die argument om te sê, sou iemand die liggaam gesteel het, dan sou hulle nie die doeke afgedraai het, die doeke gelos het en nie die liggaam gevat het en gegaan het nie. Hulle sou hom net so gevat het en gegaan het. Maar wat sien sy? Sy sien die doeke. Sy sien die doeke lê daar. Aan die een kant lê die doeke van die liggaam en aan die ander kant lê die hoofdoek. Netjies opgevou. Nou geen die van die liggaam gaan dit doen nie. Kan dit doen nie. Hier lê die doeke. Waarom ons Here Jesus toegedraai was. In Johannes 20 vers 7 sien ons die doek wat op sy hoof was. Dis nie by die ander doeke nie, maar dit lê een kant toe. Een kant toe. Opgevou. Die kopdoek. Die kopdoek lê een kant toe. Hoekom lê die doeke hier en die kopdoek daar? En dan begin die mense te stry. En hulle begin te argumenteer. Oor jare dit was 'n Joodse kultuur om te sê, as jy die napkin opvou, dan gaan hy terugkom. En daar's 'n lang debat oor dit. En hulle gaan nie betrokke raak in argumente van mense nie, maar hulle gaan kyk na wat die woord van die Here sê. Maar die doodsgewaad lê daar is nie meer 'n liggaam nie. Die liggaamdoeke lê op 'n hoop aan die kant, en daardie kant die kopdoek, maar wat sien ons, wat sê die woord van die Here? En hulle sien, daar sit 2 manne in wit gekleed. Daar sit 2 manne met wit klere aan weerskante van hierdie grafbed. En wat vra hulle vir hulle? In Lukas 24 vers 6 sê hulle vir die mense, hy is nie hier nie, hy het opgestaan. Hoe voel jy vandag daaroor? Hy is nie hier nie, hy het opgestaan. Kom ek draai die woorde so 'n bietjie, hy is nie daar nie, hy is hier. Kom draai hom so 'n bietjie, hy is nie daar nie, hy is hier. Want hy sê vir my in sy woord, waar 2 of meer in my naam is, sê hy, daar is hy. As 2 of meer in my naam, daar is hy. Hulle sê vir daai mensies, en die ander apostels het gehardloop en ingestorm en gesien. En hulle sê vir hulle, hy is nie hier, hy het opgestaan. En die vroukie, in vers 5 van Lukas 24, vers 5, vra hierdie engel vir hierdie mense, waarom soek julle die lewende by die dooies? Is die lewendige mense nie die getrek vandag? Is die lewendige mense? Is die lewendige mense in die plek? Wie is die lewendige mens? Dis hy wat hom aangeneem het as sy zaligmaker. Dis vir hom wat hy betaal het. Hoekom soek jy dan nou die lewende by die dooies? Is die lewe in die kerk? Is die Here van ons konings hierso? Hoekom soek jy dan die lewende by die dooie? Wag, ek was aan 'n graf. Ek het daar gaan kyk. Ek het gesien, hierdie kant is die bed mooi uitgekap in die klip. Daai een was half klaar. En wie wat hulle gevind? In die oorkantste muur is 'n inskripsie wat hulle ingeskryf het in daai rotsmuur. Jesus Christ, the Son of God, the Alpha and Omega, staan in daai. The Son of God, hy is nie hier nie. Waarom soek julle hom by die dooie plek? Kom ons gaan kry hom daar waar lewe is. In Lukas 24 vers 7 sê die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van die sondige mense en gekruisig word en op die 3de dag opstaan. Weet jy dat hy vir jou opgestaan? Weet jy dat hy vir jou gesterf?
Weet jy dat hy Saterdag toe allemaal gedink het, hy is achteruit klip, want hy gaan het oorwinning gepreek, en hy die steedels van die hel, en die doderyk gaan vat by Satan. Hy is in beheer van dit. Kon julle net probeer dink? Toe Satan dink op die eerste dag, toe hy sê, dit is volbring in sy gees gee, toe dink hy het oorwin. Kon julle kan jy imagine, die skok daarna, toe hulle hierdie verheerlike, magtige God sien en sê, hy sê, ek kom vat die lewe van my mense. Ek kom vat die angel van die dood. Ek het oorwin. Amen. As daar iemand in die vertrek is wat dankie is vir dit, sal ek hom 'n lekker handeklap gee. Baie rustig. Baie rustig. Baie rustig. Ons gaan die hele boek deurwerk. Hierdie hele woord van God deurwerk. En in die hele boek raai wie is op die brein van Jesus. Raai wie is op sy gedagtegang. Kan ek jou sê wie is op sy gedagtegang? Kan ek vir jou sê wie was nog altyd op sy gedagtegang? Jy. En jy. En ek. En hierdie pragtige kindertjies. En jy. En jy. Is op sy gedagtegang. Kan ek die vraag draai? Is hy op jou gedagtegang? Is hy in jou kop? Is hy in jou hart? Is hy in jou voetspore? Is hy in jou dade? Is hy? Ek vir jou gesê, Vrydag aand, moenie sê dit is, as dit nie is nie. Want jy weet, die eerste sonde was 'n leuen. Satan het vir Eva gelieg. Moenie vanoggend kom sit en vir jouself jok. Is hy in jou hart en in jou verstand, in jou wese? Is hy die brandende brambos in jou lewe? Of is hy so 'n klein vuurtjie wat so af en toe vlammetjie vat? Is jou hele liggaam aan die brand vir Jesus? Want syne is aan die brand vir jou. Op hierdie dag herdenk ons die dag wat hy gesê het, in 3 dae sal ek hierdie tempel oprig. En hy het bewys. En nou hy gesê het in Lukas 24 vers 8, want hy moet gekruisig word en die 3de dag opstaan, so onthou hulle vers 8 sê, en hulle het sy woorde onthou. Hulle het sy woorde onthou, wat hy verklaar het, wat hy gesê het, wat hy gespreek het hy gedoen. Ek praat met jou Christen vanoggend. Toe jy jou hart vir Here gegee het en dit gespreek het, kan jy nog die woorde onthou om te sê, Here, kom vat my lewe. Here, ek gee my hele lewe. Is jy nog op daai platform of het jy teruggeval en jou woorde vergeet? Is jy nog daar? Is jy nog daar? Of speel jy 'n game met jou ewigheid? Is jy nog daar? Is jy nog op daai waar jy sê, Here, ek kom gee oor, red my van my sonde? Is jy nog daar? Kan jy daai woorde onthou? Want hierdie mense het sy woorde onthou om te sê, ek gaan opstaan na die 3de dag. Hoe behandel jy jou man en jou vrou mekaar? Hoe behandel jy jou kinders met mekaar? Hoe behandel jy jou naaste, jou broederliefde? Waar is jy? Kan jy sy woorde onthou? Kan jy sy woorde onthou? Want die doeke is opgevou en hy is teenwoordig. Onthou jy die woorde van Jesus wat gesê het, ek gaan weer kom. Ek gaan weer kom. Ek gaan weer kom. Ek gaan weer kom. Ek gaan om vir jou plek voor te berei, maar ek los vir die trooster agter, om jou wysheid te wees, om met jou hart te werk. Kan jy die woorde onthou? Die doeke is opgevou. Onthou jy die liefde van die Vader? Kan jy die woorde onthou? Onthou jy die liefde van die Vader? Daai man het een versie gesê, Vrydag aand, John 3:16, God so loved the world, that he gave his only begotten Son, so for those who believe shall not
perish, but have everlasting life. Onthou jy dit? God sê. Hy doek is opgevang. Hy het sy woord volhou. Hy het by sy woord gestand gehou. Hy het nie afgewyk nie. Hy is nie 'n mens wat sal leen vir. Onthou jy die wonderwerke van die Here in jou lewe? Ons kom hier voor en ons doen getuienis. Onthou jy die woorde van die wonderwerke, dit wat in jou lewe gebeur het? Onthou jy, of het jy dit klaar vergeet? Wag jy vir 'n nuwe wonderwerk? Kom ek vertel jou wat is die wonderwerk vir die mens. Hy het opgestaan. Hierdie vandag het hy opgestaan. Daar is niks anders wat saam met dit gaan nie. Niks anders nie. Want hy het homself gegee. Het homself bewys. Daar is nie 'n vraag nie. Onthou jy sy offer vir jou? Onthou jy sy offer vir jou? Wat het ek hom geoffer? Wat kan ek hom offer? Ek kan hom niks offer nie. Al wat ek hom kan offer, Here, hier is my lewe. Vat hom en maak my soos U wil hê ek moet wees. Dis al wat ek kan offer. I have nothing. Hy wil nie geld hê nie. Hy wil niks hê van nie. He wants your life. A life for a life. Ek vra jy nog hier in die keer. Onthou jy sy oorwinning vir jou? Want die doeke is opgevang. Die doeke is opgevou. Daar is nie meer 'n dood nie. Daar is nie meer daai seer nie. Want hy het die angel gevat en hom uitgetrek. Die laaste onthou vraag wat ek jou wil vra. Onthou jy, Christen? Onthou jy, geliefde van die Here? Onthou jy vandag? Onthou jy wie hy is? Onthou jy wie hy is? Onthou jy wie hy is? Ek sê is. Ek sê nie was nie. Ek sê nie gaan wees nie. Ek sê is. Want hy is gister, vandag en môre is. I am who I am, sê die Here. I am the great I am. Vir altyd die teenwoordige nou, die oorwinnaar. Ek wil vir jou vanoggend vra, die konferensie gaan na einde toe. Ek het gesê, Vrydag aand, die deur staan oop. Here Jesus sê die hele tyd vir jou. Die man het gister gepraat van die jas. En die hele naweek deur die hele konferensie het ons gehamer daarop, is jou saak reg, is jou saak reg. Ek vra jou weer, as jy vergeet het vanoggend, as jy vergeet het, en jy onthou nie meer nie, dan is dit tyd dat jou gedagtes terugkom. As jy hulp nodig het, is mense wat vir jou sal mes opbid, om jou saak reg te maak, met die een wat op hierdie dag, 2000 jaar terug, die oorwinnaar van alles homself gewys het. Dalk is dit nou die tyd, dat ons sal onthou, toe hulle hom vastgekap het, het hulle gedink, hulle het oorwin. Toe hulle hom agter die klip rol en hom toemaak, en die soldaten daar sit, en die klip het hulle gedink, hulle het gewen. Maar hulle het vergeet, met wie hulle te doen het. Hulle het vergeet. Onthou jy vanoggend in jou lewe, of daar 'n tyd, of 'n plek in jou lewe was, waar jy kom kniel het, voor daai een, wat self sy doeke afgerol het, wat self opgestaan het, deur die genade en die mag van almagtige God, wat hom gegee het, van John 3:16 af, tot waar hy gesê het, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die eer. In Jesus' naam. In
toe die vroukie vra, meneer, waar het julle met hom heen gegaan? Waar is sy liggaam? Sê net vir my. Toe staan hy agter haar. Toe sê hy vir haar, Maria, en toe sy omdraai. Toe sê sy, Rabboni, 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 Rabboni. Toe word het by haar werklikheid, toe onthou sy uitgesê, ek kom terug vir jou. Hoe kan jy voel as hy volgende agter jou staan? En jy vra, Here, waar is jy? En hy sê vir jou, Apostel Jan, en jy draai so. En hy sê vir jou, Kobus, en jy draai so. Kan jy hom herken? Kan jy weet is hy? En jy kan val en sê, Rabboni, my meester, my God, my alles. Of is jou lewe 'n moddergat? Pastoor het volgens gesê, die Here het vir hom van hy moddergat afgevat en hom uitgetrek. Is jy nog in hy moddergat? Is jou jas se sakke nog vol? Goed, het jy nog daai jas aan? Hoeveel keer wil jy dit nog hoor? Hoeveel keer wil jy op apostel nog hoe jy kom pleit en skree en praat en dreig en mooi praat en bid en sing? Hoeveel keer nog? Voor dit al die kans is wat jou klip toerol, waar jou graf 'n plek word van glory to God. Hierdie mens is by Jesus. Hoeveel keer nog? Die boeke is afgerol, maar alles geliefdes. En vandag is die dag waarop hy gegaan het en hy oorwin het en hy opgestaan het. En ons vier die oorwinning saam met hom. So as jy dit saam met hom wil vier, dan vraag jy hom om die bene te kom en vir hom 'n lekker hande klap en 'n toejuiging te gee, want ons loof hom vir daardie oorwinning, vir wie hy is, vir wie hy is, vir wie hy is, vir wie hy is, nee, vir wie hy is, vir wie hy is, in Jesus se naam, in Jesus se naam, in Jesus se naam. As jy so staan, wil ek weer even die hande vat volgens die som, en dan bid ons saam. Dan bid ons saam. Dan bid ons saam. Here, dankie vir die geleentheid. Here, ons kom vanoggend op hierdie plek. Here, ons kom loof U. Ons kom prys U. Ons kom aanbid U. Ons kom val neer in aanbidding voor U, o God. Om te sê dankie Jesus, dat U die bitterbeker, die kruis gedra het op Golgotha, maar dat U oorwin het vir ons. Dat daar vir ons 'n geleentheid is om eendag by ons Vader te kan wees. Dankie ons Hoëpriester vir die getrouheid. Ons gee al die eer. Ek bid vir elkeen in hierdie vertrek. Ek bid vir die wat nie hier is nie, Here. Dat hulle verhouding sal so wees, dat hulle sal onthou. Dus hulle sal onthou that you are King of Kings, Lord of Lords. Jy is die groot oorwinnaar. Ons gee al die eer, die lieflike naam van ons Messias en Redder, Jesus Christus. Amen. En amen. Ja. Geef van hy maatjie van jou nog so drukkie daar langs jou. Geef ons so drukkie. Al die maatjies. Yes.